Goeiemôre almal. Baie dankie dat jy vanoggend tyd maak om na hierdie boodskap te luister. En wat 'n voorreg is dit nie om dit met julle te kan deel nie. Vanoggend gesels ons so 'n bietjie oor jou geloofsfondasie. En ek lees vir ons 'n gedeelte uit Spreuke 1 vers 33. Die 2020 vertaling sê dit as volg: Maar wie na my luister, sal veilig woon. Hulle sal rustig wees, sonder die verskrikking van onheil. Die 83 vertaling verklaar dit as volg: Maar wie na my luister, sal veilig wees en hoef geen ramp te vrees nie. Nou elke keer as ek na die nuus kyk in die aand, dan is dit asof daar iewerste nog 'n katastrofe plaasgevind het. Ja, vrees sou 'n natuurlike reaksie op die verskillende rampe wees, want daar is elke dag 'n vloed, vuur, aardbewings of oorlog. Wanneer ons na die Bybel kyk, dan wys ons almagtige God vir ons dat hy ons vertroue is. Hoewel hy ons nie vrywaar van rampe nie, verseker hy ons as gelowiges dat ons met hom as ons fondament in staat sal wees om die ergste te kan verduur. Jesus het 'n gelykenis vertel van 'n man wat sy huis op 'n rots gebou het. In hierdie gelykenis het die man deur die sand gegrawe totdat hy die rots getref het. En toe die storm kom, het sy huis ongeskonde bly staan. As gelowiges moet ons dieper as die oppervlak van geloof grawe en die grondslag van ons geloof, wat Christus is, bereik. Slegs dan sal ons die beproewinge oorleef wat ons tot in ons kern inskud. Is daar enige areas in jou lewe waar jy voel jy nie die nodige vertroue het nie? Nou wanneer ons die versekering nodig het, moet ons onthou dat Jesus ons vertroue is en dit is hy wat ons sal help om ondanks ons omstandighede onwankelbaar te bly. Kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, dankie dat U vir my Jesus as fondament gegee het waarop ek my geloof kan bou. Here, ek prys U vir U beskerming. Help my om daagliks my geloof te bou, selfs al sukkel ek om my oog op U te hou en nie op my omstandighede nie. Help my om stil genoeg te raak om na U stem te luister. Ek bid dit in die naam van ons Verlosser en Saligmaker, Jesus Christus. Amen. Sterkte vir die dag wat voorlê. Onthou, jy is 'n great blessing. Totsiens.